Baie dankie André en jammer vir die agtergrondgeluide. Ja, Jan-Louis, baie dankie vir jou bereidwilligheid om met ons te kom gesels en vir jou voorbereiding. Ek het vir Dion gesê, ek en Jan-Louis het vinnig gesels voor die tyd en ek het gedink, ek gaan jou net so 5 minute besig hou en op die einde praat ons amper 45 minute. So ek sien Jou skuif nou nog nader aan ons. Sy het net 'n wyhoeklens nodig vir my, maar om ons dop te hou. Want dit is 'n belangrike en nogal vir my wat ons gesels het ook my baie stof tot nadenke gegee. So ek dink en ek hoop dat ons dieselfde vir almal hier saam met ons gaan doen vandag ook. Ons het nou gehoor Dion hulle gesels het so bietjie oor eintlik hoe min riglyne daar uit die woord uit is. Jy weet net die kwessie, ek het nou gesit en dink, dit wat die Bybel vir ons wel gee, was alles na binne toe eintlik. Jy weet, jy kry dit so half hierdie onderlinge. En nou gaan ons miskien bietjie praat ook oor wyeer en breër gaan. En ons sê, ons roeping as diakonie is om God se liefde daadwerklik uit te dra en te sorg dat niemand van die gemeenskap van gelowiges verloor gaan nie. So, nou wil ek amper vra, is dit die regte aanname om te maak dat ons na buite toe en met ander instansies, so gesels so 'n bietjie, jy het vir my baie oulike of die konteks en die agtergrond, want daar is 'n bietjie 'n paar punte wat ons moet aan dink voor ons gesprek. Ek moet begin deur te sê, julle die maklike onderwerp vir die prof gegee, en die moeilike ene vir my gegee, so wel gedaan aan die reëlingsspan. So wanneer ons, en ek wil aansluit by wat Albert gesê het, want as jy die kerkorde lees, artikel 25, dan kry jy amper iets van daai idee van die wollerigheid rondom die ampt van diaken, waar daar staan, die eintlike werk van die diaken is, en dan word daar mooi goed gesê, jy kry nog half, ek kry die idee, die artikel begin in die middel van die gesprek, amper as julle verstaan wat ek sê, die eintlike werk, asof daar iets anders sou veronderstel geword het, en dan bou artikel 25 op artikel 26 voort, en dan staan daar, die diakens met ander liggame of instellings wat aan behoeftiges hulp verleen versoek om met hulle oorleg te pleeg, sodat die gawes des te beter uitgedeel kan word, onder die wat die meeste gebrek het. Sien die prof hierdie artikel het sy kop uit aangehaal, ek moet hom aflees. Nou, die veronderstelling wat die mens maak as hierdie artikel lees is, dit staan daar, die kerkorde bepaal ons as diakens, het die roeping om met buiteinstellings oorleg te pleeg en ons middele aan hulle uit te deel. So, kom 'n versoek van 'n buiteinrigting, kom ons inrigting X, ek gaan nou nie 'n naam spesifiek noem nie, dan is daar geld in die rekening van die diakonie is, kom ons betaal dit oor. Maar dis glad nie wat dit sê nie. Die historiese agtergrond is eintlik heeltemal anders. Die artikel het ontstaan in 'n tyd waar die stryd in die kerk, tussen die kerk en die staat in Nederland was, en dit het uiteraard gegaan oor die versorging van armes, en toe gebeur die reformatie, en na die reformatie gebeur het die kerk, die Rooms-Katolieke, of die staat, die Rooms-Katolieke kerk se bates oorgeneem, en dit uitgedeel aan die diakens. En toe is daar in Dordrecht in 1517 'n bepaalde probleem op die tafel neergesit, en die mense het gesê, maar daar's nou dubbele versorging. Daar's mense wat vanuit die kant van die kerk versorg word, en ook uit die staat versorg word, en dan omgekeerd is daar mense wat glad nie versorg word nie. Met ander woorde, middele is vermors. En toe is dit besluit daar, en bepaal op grond van dit wat die skrif sê, en op grond van die ontwikkeling van die kerkorde, dat dit is veronderstel, die ampt van diaken is 'n geestelike ampt, en die versorging van armes behoort by die kerk, en as daar dan buitehulp is, dan behoort daar gesprekvoering te wees met die staat, ten einde die middele beter te bestee. So dis glad nie van, ons moet na buitekant toe gaan, en ons is van ons verplig om dit te doen, en dit is eintlik om seker te maak dat die middele nie vermors word nie. So dit klink na 'n fyn onderskeid, maar dit is 'n belangrike onderskeid, en nou wil ek net sê hoe dit in die laaste paar jaar ook uitgespeel het, want jy dink dit is in die 1500s wat hierdie artikel ontstaan het, toe sy vandag van toepassing, 5 jaar terug met COVID, onthou julle wat gebeur het, die staat het gesê, die diakens moet die kospakkies of wat hulp ook al gaan aflaai op 'n sentrale plek sodat hulle kan seker maak ons nie wurms is nie. Belaglikheid. Ek het 'n ander voorbeeld. Ons het, en dit gaan spesifiek oor oorlegpleging met mekaar binne die konteks van 'n gemeenskap. Ons het dit in Pietersburg gehad. Ek voel vrymoedigheid om hierdie voorbeeld te gebruik, want dit is belangrik dat diakens daarop let. En ons gaan nou daarby uitkom oor hoekom.
Ons het 'n voorval gehad van 'n gesin wat al om die 4de Sondag in ons eredienste was. En dan begin die ouderling krapperig raak en begin huisbesoek. Toe kom hulle agter, die gesin is op die lidmaatregister van 4 ander gemeentes in die dorp. Want hulle kry kospakkies. Middele word vermors. So die agtergrond gaan daaroor dat die staat is nie veronderstel om die kerk geld te gee nie, maar as daar gesprekvoering tussen instellings is, dan beteken dit die middele word beter uitgedeel. Dis in kort, ek kan sinode handelinge vir julle aanhaal, maar dit is nie nou van toepassing nie. Ja, dis 'n interessante konteks en interessant om dit so daarna te sien, daarna te kyk. So as 'n mens dan daaraan dink, dit wat jy gesê het, in jou ervaring en jou opinie, in hoe mate moet ons as diakonie dan betrokke raak by projekte buite. So ons fokus sê ons is op ons gemeente en by mekaar, maar in hoe mate dink jy moet ons proaktief doelbewus uitgaan om betrokke te raak? So ek gaan nou iets sê wat ek vermoed julle nie verwag nie. Ek dink dit is primêr die diakens se werk of roeping volgens die skrif en volgens ons verstaan van die kerkorde om buitekant toe te gaan nie. Prof Dion Crawford het sy doktorale studie gedoen, is Dirk Herman se oom. Dis nie dat ek dit weet, want ek het ook 'n bietjie by hulle gaan uitvind oor wat hulle sê van solidariteit se kant af. En hy het sy proefskrif gedoen op die ampt van diaken en sy gevolgtrekking, as jy daai hele proefskrif wil saamvat in 'n sin, dan sê hy die werk van die diakens is om van die gemeente diakens te maak. So die samewerking en die werk van die diakens en al die mooi goed wat Albert gesê het, is om seker te maak dat die gemeente so toegerus is dat hulle na buitekant toe gaan en die werk doen. Ons het in ons kerkverband het ons die laaste 10-20 jaar baie opgeslip geraak in omkeerstrategieë en expando met hierdie fokus na buite asof die liggaam na binne niks beteken nie. En dis regtig 'n probleem in benadering van baie mense met betrekking tot sending. Maar volg die patroon van handelinge, die proto-diakens en alles. As die hande van die kerk los is om die woord te bedien, dan groei die gemeente. En dit gebeur alleen wanneer die diakens, ek jammer vir die Engelse woorde gebruik, hulle moet die cheerleaders van die gemeente wees. So, hulle moet die gemeente toerus en die gemeente moet presies weet wat hulle besondere roepings, hulle besondere gawes is, sodat hulle na buitekant toe kan gaan en betrokke kan raak by die hulpinstellings en hulle werk daar kan doen. Dit is ongelukkig nie primêr die werk van die diakonie. Ek het ook gesit en dink met die vorige gesprek, wat vir my interessant was en vir my opval, wat nou mense tussen die lyne moet lees, die feit dat daar was 'n klagte, dat 'n sekere groepe nie die versorging kry nie, beteken daar was klaar versorging. Jy weet, daar was nie nodig vir diakonie, daar was reeds versorging, daar was reeds middele wat uitgedeel is, maar toe is daar gevoel, dit word nie regverdig gedoen nie. So jy het amper die koördineerder rol nodig van iemand wat dan nou net seker maak, dat daar nie iemand is wat afgeskeep word binne daardie versorging nie. Met ander woorde, sonder diakens het daai gemeente eintlik self besef dat dit is wat hulle voor verantwoordelik is en dat dit hulle rol is. So ek dink, punt wat jy maak, dat om van die gemeente diakens te maak, is ongelooflik belangrik. Maar nou, ons... Dis ek net daar kan sê, want Albert het dit genoem, ek bedoel, wijk van 714 is, almal weet, dit is amper 'n breindoodvraag, jy gaan nooit. So dit veronderstel samewerking, dit veronderstel meelewing al klaar. Ja. Nee, daai punt. En dis hoe hulle dit gedoen het en hoe hulle dit reg gekry het. En wat vir my hartseer is, my persepsie, my belewing, is dat ons as gemeentes daai onderlinge samehorigheid en liefde en omgee en uitkyk vir mekaar, dink ek baie half afgegee het nou aan die ampte. Ja. En ons neem nie meer dit op as elke lidmaat. Die sogenaamde predikantskerk. Ja. Want ons het nou gepraat vooraf oor hoe kan ons dit prakties maak? Hoe kan jy dit, want dit is soos Albert gesê, dit is baie wollerig. Daar's nie regtig nie verskillende kontekste. Dis so konkreet soos daag 20 minute vroeër op vir kerk en let op wie is en wie is nie. Wie was laasweek hier? Wie is hierdie week? Hoe lyk
sorg dat jy oogie het vir die ou tannie wat inkom en dalk nie eers behoorlik kan loop nie. Gaan praat met haar 'n paar woorde. Vervoer kerk toe, al sulke tipe van goeders. Dis konteks bepaald, maar dit is eintlik nie so abstrakt soos wat ons dink nie. So as ons nou, want ons fokus, jou fokus moet nou wees meer Die buitekant. na die buitekant toe, en ons neig al hoe heeltyd binnekant toe, maar deel bietjie met ons jou gedagte, dit weet jy ook nog gesê, dit is nie primêr om uit te gaan nie, maar ons weet, ons leef weer eens, elke generasie het sy eie uitdagings, maar ons het pertinent ook in ons land nou, het ons baie, in ons samelewing baie uitdagings, in ons gemeenskappe, en die rol wat ons as kerk en as kinders van God en moet ook vervul daar buite, om daai liefde om uit te dra, Christus se liefde uit te dra. So die nood is hoog, die middele is min, en 'n mens wil probeer, dink ek, is goeie strategie sou wees, om te gaan kyk, hoe kan ons hande vat? Weet, nou het sy met ander diakonieë, of met buiteinstansies. Gesels bietjie met my oor daai beginsel. So, tipies hoe dit aan die orde sal kom, is daar kom 'n brief op die tafel van uitreik koningskinders, nie. En dan sal die diaken sê, goed, ons het soveel geld in die bank, kom ons betaal X oor. So wat doen die diakens daar? Hulle vat die offervaardigheid en die diensbaarheid uit die hande van die gemeente, en hulle doen dit namens hulle. Nou weet ons, die orgaan in die gemeente is om barmhartigheid te doen, is die diakonie. Hoe kon ons dit anders benader? Wat sê, ons kan sê, goed, diakonie kan X bedrag bydra, maar is daar nie dalk iemand in die gemeente wat tyd kan afstaan aan die aksie? Kom ons maak dit bekend in die gemeente dat goed, X, Y en Z is nodig. Kom ons kyk wat se middele ons bymekaar kan maak, kom ons gee ons tyd, nie net ons geld nie. Want ons praat van checkbook sending vir 'n rede. Ek skuif dit half bietjie af ekskuus, ek bring afstand tussen my en die persoon, want dit is ongemaklik om jou tyd af te staan, en dit is eintlik die essensie van barmhartigheid, is tyd en meelewing. Ons het ruk gelede, daar was ons Ramotse toe vroeër hierdie jaar, en het ons ook 'n bietjie daar gaan gesels oor die rol van die diakonie, en een van die goed wat ek daar weggeneem het, is dat mense moet verstaan dat 99% van mense wil graag iets doen. Hulle wil graag voel dat hulle, jy weet, iemand gehelp het, maar hulle het nie noodwendig die tyd of die geld, of jy weet, en daarom bly hulle weg. En dat ek dink dat dit is waar ons as diakonie baie meer opgeskerp moet wees, om daai geleenthede vir mense, daai platforms te gee, jy weet, om daai bietjie wat hulle kan te bring. Ja, so dit is belangrik wat jy sê, en ek wil net vinnig voordat ons aangaan, net 'n ander ding wat ek vergeet het om te sê rondom die kerkordelike plek van die diakonie binne die gemeente, nie. Ons moet onthou, die diakens is nie 'n bestuurskollege naas die kerkraad nie, so, en is interessant, baie diakonie het al vir hierdie ding begin kry, dat hulle met mekaar direk korrespondeer, en dit moet nie, dit mag nie, want die orgaan in die kerk, wat die gemeente na buitekant toe verteenwoordig, is die kerkraad. So wat gebeur? Die diakens het dalk nie geld vir 'n bepaalde ding, hulle bespreek dit met die kerkraad, en die kerkraad en die gemeentes in kerkverband begin met mekaar praat daaroor. En op daai manier vat hierdie gemeente saam. So ek dink dit is om die nood te identifiseer, bekend te maak, en dan saam te praat daaroor, en dan hooplik tot 'n oplossing te kom. Ons, as ek nou weer teruggaan na die organisasies daar buite, ek dink ek praat van, Dion benoem van solidariteit en helpende hand en al daardie instellings. As diakonie is ons nie net ons is nie net 'n ander liefdesorganisasie nie, ons het 'n baie pertinente rol. Maar in jou opinie, hoe kan ons, en indien ons dit wel doen, om uit te reik na ander organisasies en instansies, wat moet ons na uitkyk? Hoe moet ons dit benader? So die kerk die diaken se werk is allereers barmhartigheidsdiens. So ons moet eers baie mooi verduidelik wat is barmhartigheid. Nou wil ek net vinnig daar by ek het 'n mooi
lekker lang uitgewerkte definisie oor barmhartigheid. Barmhartigheid in kerklike sin is christologies. Dis teologies gefundeer, is gewortel in die liefde van God. Dit is nie liefdadigheid of die weldoen aan ander nie. Dit is die priesterlike amp, nee. As ons teruggaan na Sondag 12, dit is offervaardigheid. En as ons dan nou met ander instellings werk, dan beteken dit dat hierdie barmhartigheidskarakter, die feit dat jy offervaardig is, dat jy Christus bedien, dit mag nooit uit die gesig uit verloor word nie. En dit veronderstel dan dat 'n diakonie nooit in 'n tipe van 'n vennootskap met 'n ander instelling moet gaan, waar hy ondergeskik het, tweede of 'n derde party en die ding is wat het half amper moet meedoen aan iemand wie se doelstellings fundamenteel anders is as die kerk se. Nou, ons het almal waarskynlik baie goeie woorde te sê vir organisasies soos Help in Hand, solidariteit. Ek wil glad nie teen hulle praat nie, maar ons moet onthou, hulle doelstellings is fundamenteel anders as die kerk se instelling. Dit is armoedeverligting, dit is volksgerig, terwyl ons regtig moet toespits op wat die werk van die kerk is. En daarom dat ek sê, ons moet die lidmate aktiveer en betrokke te raak daarvan, dan het ons 'n koninkryksperspektief. Maar is hier die werk van die diakens om in te gaan en boem, ons raak daar betrokke nie. Die diakonie mag nooit funksioneer as 'n agent van 'n ander instelling nie. So dis die breë riglyne. Dit mag. Nee, maar dit is gebind aan hierdie beginsels. Ja, met ander woorde, ek dink nou maar soos aan 'n sopkombuis en wat deur 'n ander instansie, jy weet, geïnisieer word en miskien wat vra vir hulp en ons sê, goed, kom ons raak betrokke, dan dink ek wat ek jou hoor sê ook en wat ek self dink, dat ons baie mooi moet gaan besin oor wat bring ons na die tafel toe, behalwe aartappels en wortels en jy weet. Ja, nee, definitief ons het, ek dink die voorbeeld ons gebruik het toe ons gepraat het was, dit mag later bekend word dat die organisasie onderrok het wat uithang en dan het bewustelik of onbewustelik 'n diakonie of diakonie hulle stempel van goedkeuring daarop afgedruk. Ja. So ek dink dit is hoekom dit ook belangrik is dat ons as gemeenskap, as diakonie saam koppe bymekaar sit oor om jy weet, as ons voel dat daar is ruimte en daar is middele om breër uit te gaan, dat ons seker maak dat ons dit mobiliseer, ons gawes en ons dinge bymekaar bring, om, jy weet, werklik dan, ek dink ek het vir jou gesê, toe ons gesels het, daai gesegde van, as jy wil vinnig gaan alleen, maar as jy wil ver gaan saam. Ja. Weet, ons as diakonie, ek het jou nou nog gehoor sê van, jy weet, die diakonie moet so bietjie, verduidelik vir my bietjie prakties, wat beteken dit? Dit beteken nie kerkrade of diakonie in dieselfde gebied, mag glad nie met mekaar praat nie. Ja, want anders moet ons nou die kerk ook hier verdeel. Anders moet ons sê, goed, almal gaan huis toe, dit is nie wat ons sê nie. Wat ons wel sê is, dat wanneer dit kom by, goed, nou moet daar iets, daar moet middele gegee word, of daar's 'n tekort en daar's 'n gesamentlike doel, dan behoort die kerke saam te besluit. Dit is nie net die diakonie se werk, dit is hoekom ek sê die diakens met die cheerleaders van die gemeente wees. Maar hier sit ons met gedeelde probleme, ons sit met gedeelde vraagstukke en ons moet met mekaar hieroor kan praat en dit is hoekom so dalk belangrik is. Ons weet ek is nou nie lank genoeg in die stad om beskiklik te kan weet wat die maatskaplike probleme is. Ek praat nog van Pretoria, nie Pretoria nie. So ek mag dalk verander binnekort, maar dit beteken dat as ons byvoorbeeld in ons gebiede bepaalde probleme geïdentifiseer het, dan moet ons sê hoor hierdie vallei, ekskuus, het julle dieselfde krisis, wat kan ons doen? Daai kanaal van kommunikasie? Dis via die kerkraad. Ja, dit is interessant vir my prakties gesproke hoe dit lyk en wat dit beteken, want ons het byvoorbeeld, ek het genoem, ons het ons gespreksforums ook, waar ons as diakonie by mekaar kom so nou en dan so een keer 'n kwartaal en juis bietjie gesels oor wat die uitdagings is wat ons almal beleef en hoe kan ons mekaar help? Ja, wel dit moet voortgaan dink ek. Ja, ek dink ek was nou hierdie week in die Kaap ook gewees en ek het nogal ons gesprek gedink want ek was op die pad en toe is daar 'n voertuig wat van 'n bakkie wat ek kan sien op die bakkie se
kunswerk wat daarop is, die grafiese werk daarop, dat dit is nou vir hulpverlening, maar ek kon ook duidelik sien dat dit die kan moslem, jy weet, tekens kon jy nou baie duidelik daarop sien, en toe dink ek aan hierdie ding, jy weet, dat daar is verskillende instansies wat gee en wat hulp bied, en 'n mens respekteer dit, maar 'n mens moet baie versigtig wees met wie jy dit, jy weet, saam doen. Kijk, as hulle dit doen, is dit goed, ons, die wortels is net verskillend. Ja, so nie dat ek hulle gaan wil stop nie, maar ek gaan nou nie noodwendig saam met hulle 'n projek loods nie. Kyk, hoekom doen 'n Christen barmhartigheidsdiens? Want hy is dankbaar en hy is lief vir Christus. Hoekom doen 'n ander geloof barmhartigheidsdiens? Want dit beteken iets vir my. Ek kry een of ander beloning in die hiernamaals, of dis werkheiliging, of ek het hierdie diep gevoel van selfvervulling, en dit is nie iets waarmee ons kan meedoen of dit moet ondersteun dan nie. Ja, ek dink, jy weet, ons gaan later vandag ook oor die DDS gesels, en ek dink hulle die rol wat die DDS, ek en het so vinnig gesels vroeër, of ek en Fritz kan nie onthou, ja, Fritz gesels oor, jy weet, oor DDS, en ons gaan later met hom en met Anton 'n bietjie daaroor ook gesels, om te sê, jy weet, hoe kan ons koördineer, hoe kan ons, want ek vind die realiteit is, dat veral vir ons in die tyd wat ons lewe in Suid-Afrika, met al ons uitdagings, dat mense swaar trek. Ja. Ek dink partykeer mense sal verbaas wees, jy weet, Rietvallei word geag 'n gegoede gemeente te wees. En as jy nou sien dat die omvang van die hulpverlening wat die diakonie na binne moet gee, dan is dit eintlik, jy weet, dan besef 'n mens dat die gemeenskap werklik swaar trek. Ja. En dat daar is groot behoefte, en dat ons moet binne die raamwerk van dit wat ek en jy vandag oor praat, en ons, dit wat ons glo reg is, en volgens ons kerkordelike reg ook, moet ons probeer om ook ons kragte bymekaar te bring, te identifiseer, hoe kan 'n mens effektief 'n verskil ook na binne en na buite gaan maak. Daar laaste gedagtes van jou kant af? So, wat die ding met diakonale werk, wat dit partykeer moeilik maak, is dat mense die idee, ons het gepraat oor, is die werk van diakens net om die sakkies te dra, en om die geld te tel, en wat dan? Maar diakonale werk is om iemand se begroting sommer om deur te trap, en te sê, jy is besig om hier te vermors. Of dit is om die ou tannie wat nie kerk toe kom nie te gaan oplaai. En as ons daai klein bietjies bymekaar maak, dan behoort die groter geheel beter na buitekant te vertoon. Laaste gedagte net in terme van beginsels verantwoordelike samewerking, en dis waaroor ons gepraat het. Ek het net 'n mooi, ons moet nooit die profetiese stem en die doel van die geestelike doel van die diakens verloor wanneer ons saamwerk nie. Ons moet nooit die selfstandigheid van die diakonie kniehalter nie, en om met 'n duidelike rigting vorentoe wees vir hoe lank, wat gaan ons doen, wat is die doelstellings, en dan behoort mense kan saamwerk met enige buiteinstelling, selfs met ander diakonie. Ja, nee, ek dink daar's baie food for thought, soos ons so mooi Afrikaans sê, in hierdie gesprek van ons ook, en veral vir my is oor hoe ons gemeentes betrokke, jy weet, dat daai punt, en dis hoekom 7 'n groot gemeente kon hanteer, want daar was gemeentelede wat almal betrokke was en almal verstaan het, wat ook hulle funksie en hulle rol is om na mekaar om te sien, en dan mobiliseer jy mense na buite toe, as die binnekant gesond is, en dit is waar ons moet begin. Ja. Baie dankie, ek waardeer baie jou tyd en jou gesprek met my, dankie. So. Baie dankie Anne-Marie, dankie Dominee Lee. Ek dink dit is belangrik, as ek 'n opsomming kan maak, die diakonie se betrokkenheid is baie belangrik om wie wat waar en hoekom vrae te antwoord wanneer ons betrokke raak by enige hulpgeval wat op ons tafels kom. Ons gaan dan nou aanbeweeg en opbreek in die kleiner groepe en vir 'n vinnige bespreking. Ons kan dit so rondom 10 minute doen, en dan is dit 'n breek vir pouse, en dan probeer ons om so 11 uur weer terug te wees
in die kerkgebou asseblief. Ek gaan net so vinnig net weer aandui. Al die blou stickers is hier by die voorste stoele. Die groen stickers is saad Anne-Marie agter in die moederskamer, dan die rooi stickers is hier by hierdie stoele. Pers daar in die kamer, dan silwer daar agter, goud middel agter, sterre is buite en dan al die swart kolle is al buite by my. Dankie julle. sien. Net so rooi is.